Wat sê God vir ons oor teleurstellings? Wie van julle het in hierdie jaar 'n teleurstelling beleef? Ons almal behoort seker een of ander tyd 'n teleurstelling te gebeleef het. Nee, 'n groot of klein maak nie saak nie. Teleurstellings is deel van die lewe. Want teleurstellings, soms is teleurstellings in onsself. Die goed wat ons doen. Ja, ons stel onsself teleur. Wie van julle het dit reg gekry hierdie jaar? Partykeer is dit ander mense, partykeer die mense wat jy vertrou, die mense naby jou. Jy sien, teleurstellings is daai gevoel wat jy kry van verlies of mislukking, omdat ons verwagtinge of die goed waarop ons hoop of die goed waaroor ons droom nie gebeur het nie. Dis wat dit is. Net teleurstelling, dit het nie gebeur nie. Daai verlies wat jy beleef. So, ons weet dit, ons leef in 'n gebroke wêreld. En ons leef tussen gebroke mense. En ons self is gebroke mense. Daarom is dit nie verbasend dat ons teleurstellings beleef in hierdie lewe. En goed beleef wat vir ons soms net glad nie lekker is nie. So wat wil die Here vanoggend vir jou en vir my sê oor teleurstellings? En ek wil 'n paar goedjies net vir jou noem. Die eerste ding is, jy kan eerlik met God gaan sit en praat daaroor. Want as jy nou 'n ding beleef het wat nie lekker is nie, en jy is teleurgesteld, miskien in jouself, miskien het jy vir jouself 'n mikpunt gestel en jy is nou al aan die einde van die jaar en jy sê, ek het nie dit bereik nie, ek het nie daar uitgekom nie. Ek sien, is baie van ons wat die mikpunt gestel het om 10 kg te verloor, en net die teenoorgestelde het gebeur. So, en jy is teleurgesteld in jouself, jy is teleurgesteld omdat mikpunte nie bereik is nie, omdat goed nie in vervulling gekom het, nie in plek gekom het, soos wat jy wou gehad het, dit moes wees nie. Jy kan met Vader daaroor praat. Jy kan vir hom sê hoe jou hart voel. Jy kan vir hom sê, ja, dis nie lekker nie. Ek hou nie hiervan nie. En jy kan met hom praat en hy verstaan dit, want hy verstaan jou en hy verstaan jou lewe. Hy ken jou sit en jou staan, hy ken alles van jou en daarom kan ons met hom praat. Gaan sit by sy voete en praat met hom daaroor. Ons lees in Psalm 102, vers 1 tot 4, die skrywer, hy is besig om met die Here te praat oor die goed wat in sy lewe deurmekaar is. Hy sê, 'n gebed van 'n elendige, as hy beswyk en sy klagte uitstort voor die aangesig van die Here. O Here, hoor my gebed en laat my hulp geroep tot by U kom. Verberg U aangesig nie vir my op die dag as ek in benoudheid is nie. Neig U oor tot my op die dag as ek roep. Verhoor my gou, want my dae verdwyn soos rook en my gebeente gloei soos 'n vuurherd. Jy hoor sy kreun, is dit nie? Jy hoor hierdie, nou, ek en jy dalk nou nie sulke mooi woorde soos hierdie nie. Ons kan dalk nou net sê, Here, ek is nie happy nie. Maar dis okay, hy verstaan. Want hy ken jou hart. Hy ken jou hart. En jy kan na Vader toe gaan en vir hom sê, Here, U weet waar ek wou wees en wat ek wou doen of wat ek wou gehad het en dit is nie so nie. Dit het nie gebeur nie. Kom help my om dit te hanteer. Jy sien, baie teleurstellings is maklik om te hanteer, want ek en jy kan gou-gou aan 'n plan maak. Ons kan 'n ander roete vat. Ons kan 'n ander paadjie loop. Maar baie teleurstellings is diep. En dis 'n soort van 'n teleurstelling wat jou breek en jou stop, wat die wind uit jou seile uithaal en dit voel vir jou, daar is nie 'n ander pad nie. Ek kan nie linksom gaan of regsom gaan nie. Dit is wat dit is. Jy kan my Vader gaan sit en vir hom sê, Here, dis waar ek is, dis wat ek voel, dis wat ek beleef, dis wat in my hart op hierdie oomblik is, en ek is nie lekker nie.
Hy weet dit in elk geval, is dit nie? Ja, so praat met hom daaroor. Sê vir hom hoe jy voel, sê vir hom hoe jy dink, sê vir hom wat die belewenis is hier binnekant in jou. Weet jy wat die wonder daarvan is? Hy luister. Hy hoor jou. Is net hierdie onbeskryflike wese van God, is 'n wese wat sê ek is bereid om na jou te luister. Ek gaan jou nie veroordeel nie, ek gaan jou nie oordeel nie, ek gaan na jou luister. En ek gaan jou help en ek gaan jou bystaan. Ek en jy moet besef dat selfs goeie vriende en goeie mense wat ons vertrou, kan ons teleurstel. Mense wat, weet ons hartmense, hulle kan nou baie keer roer, is dit nie? En dan as jy dan sit hier so 'n soort van 'n pyn en 'n seer hier binnekant, want hulle het iets gedoen wat nie lekker is nie, nie goed is nie, nie mooi is nie. Psalm 55 verse 11 to 14 says, ruin is in its midst, oppression and fraud do not depart from its marketplace. For it is not an enemy who taunts me. Then I could bear it. It is not an adversary who deals insolently with me. Then I could hide from him. But it is you, a man, my equal, my companion, my familiar friend. David sit hier so en hy roep uit en sê, Here, die pyn wat ek hier dra, is nie as gevolg van 'n vyand nie. Ek verwag 'n vyand moet my teleurstel. Ek verwag die vyand moet moeilikheid soek met my. Ek het 'n verwagting daarvoor. Maar hierdie is 'n vriend. Hierdie is naby. En dit kom vat in jou hart soms uit. En dit maak seer. En dit bring daai pyn. En dis hoekom ek en jy nodig het om by God te gaan sit en met hom hieroor te praat. Want hy bring genesing. En hy bring die uitkoms vir ons. Iemand het eendag gesê, you will find that it is necessary to let things go simply because they are heavy. En baie keer kan teleurstelling nogal swaar weeg. Is dit nie? Veral as dit iemand naby jou is. Iemand het gesê, it is easier to forgive an enemy, or easier to forgive an enemy as to forgive a friend. Het is baie makliker om 'n vyand te vergewe, want jy verwag van 'n vyand om jou te na te kom en jou teleur te stel. Maar dis die hier naby jou wat jou teleurstel en die pyn bring en die seer bring, is hulle wat moeilik is om te vergewe. Maar weet jy wat? Ek en jy kan nie met hierdie dinge rondloop en dra nie, want hy's te swaar. Hy gaan vir jou in die grond indruk. Daarom gaan na Vader toe en gee dit vir hom en sê, Here, hier is my teleurstelling. Hier is my pyn. Hier is my hartseer. Ek weet ek kan u daarmee vertrou. Ek weet ek kan vir u vra om my te kom help. Ja, ek en jy moet verstaan, broers en susters, God is in beheer van die gebeure van ons lewens. En hy laat slegs dit toe wat op die einde vir jou en my beswil is. Nou, dis 'n moeilike een om aan te kou, is dit nie? Dis amper soos wanneer jy 'n boks perskes koop. En dan die eerste perske is so lekker soet. En jy eet hom en hy's so lekker. En dan vat jy die volgende perse, as jy hom so hap, dan proe jy soos water. Het julle dit al agtergekom? Hy het net geen smaak nie. Maar nou voel jy verplig, jy moet hom eet, want jy het hom gehap. En nou eet jy maar hierdie ou slegte persketjie. Ek en jy hoef nie met die slegte persketjies rond te loop nie. Somstyds is daar in hierdie bakkie van die lewe lieflike perskes wat mooi is en lekker smaak, en ander kere smaak hy nie so lekker nie. En God laat toe dat goed in jou en my lewe gebeur. Dis nie altyd aangenaam nie, dis nie altyd lekker nie, maar is altyd vir jou en my beswil. En as ons dit kan verstaan, jy sien, ons probleem met haar om dit te verstaan, lê in ons vertroue in die karakter van God. Dus as ons nie sy karakter vertrou nie, het ons altyd 'n probleem,
wanneer hierdie goed gebeur. En dan wonder ek, is hierdie regtig ten goeie vir my? Want as 'n ou seer het, of jy daai teleurstelling wat jou aftrek en jy voel jy kan nie bereik wat jy moet bereik nie, jy is nie waar jy moet wees nie, jy het nie wat jy moet hê nie. As jy op daai plekkie is, dan stoei jy om te verstaan dat God 'n goeie God is. Dis hoekom, as jy op die internet gaan kyk en jy gaan doen 'n bietjie navorsing, dan kry jy baie keer hierdie vraag wat, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? Jy het dit al gehoor en al gesien? Mense bly dit vra, hoe kan 'n God van liefde dit toelaat? En dis maar net, die vraag is daar, want dis eenvoudig, hulle verstaan nie die karakter en die wese van God nie. Ons vertrou nie, God is 'n God van liefde nie. Ons vertrou nie, dat 'n God is 'n God wat omgee nie. My klein seentjie, die klein pastoortjie, as ek dit maar oor hom spreek, baie keer, jy weet ons maar hoe kinders is, né? Hy vra 'n koekie of 'n lekker of 'n ding en dan gee jy vir hom en dan hou hy aanvra. Want 'n lekker is lekker, né? En dan op 'n stadium sê jy vir hom nee. En in daai oomblik verstaan hy nie die nee nie. Want hy kry nie wat hy wil hê nie. En nou is hy teleurgesteld. Dan vir 'n oomblik hou hy nie van jou nie. Dis maar so. Hy gaan nou weer terugkom en my kom vashou en sê oupa ek is lief vir jou. Ons weet dit, want hy weet waar kom die koekies vandaan op die einde van die dag. Maar hy verstaan nie op die oomblik nie. Weet jy wat, soms wanneer die Here vir jou en my sê nee vir die koekie, dan verstaan ons dit nie. En as ek en jy eerlik is op daai oomblik, hou ons baie keer ook nie van hom nie. Maar net omdat ons nie hom vertrou en sy absolute liefde vertrou nie. En as jy nou op 'n plekkie is waar jy in daai moeilike situasie sit, is okay. Jy gaan daar deurkom. En dan gaan jy weer terug gaan na hom toe en vir hom sê, Here, ek weet U het my lief. Ek weet U gee om vir my. U is deel van my lewe. Spreuke 19:21 sê, baie planne is in 'n man se hart en in 'n vrou se hart. Miskien moet hulle dit verander en sê, meer planne is in 'n vrou se hart. Ja, ons gaan nou nie in die Bybelvertaling nie. Okay, baie planne is in 'n man se hart, né? My vrou sal sê, hy het baie planne. Dis maar hoe ons is, né? Maar die raad van die Here, die sal bestaan. Wie van julle het planne gehad vir hierdie jaar of vir iets en dit het net nie gebeur nie? Kyk, as ek nou moet sit, is daar 'n hele lysie van hulle, hoor. Maar dis hoe die lewe werk. In 1920 is daar 'n man, Oswald Smith is sy naam. Oswald Smith het van 'n jong ouderdom af, wou hy net een ding geword het. En dit is 'n sendeling. Hy wou net 'n sendeling word, dis wat hy wou doen. Hy wou sendingwerk doen, en hy het gaan studeer om te leer hoe om sendingwerk te doen, en sy hele hart was daarin, en elke keer dan gaan hy na hierdie komitee toe, wat die sendelinge onderhoude met hulle voer, om dan nou te hoor wat sê hulle, en keer hulle nou sy, om goed as 'n sendeling, en elke keer hulle hom af. 1920 gaan staan hy weer 'n keer, hy het vir die soveelste maal aansoek gedoen, om 'n sendeling te word. En hulle keer hom af en sê vir hom, nee, jy kan nie 'n sendeling word nie, want jy is nie sendeling materiaal nie. Nou, as jou hele wese gerig is om sendingwerk te doen, is dit nie wat jy wil hoor nie. En hulle sê vir hom, jy moet ook nie weer aansoek doen nie, want ons gaan jou nie goedkeur nie. En Oswald Smith staan daar en hy besluit, met hierdie teleurstelling in sy hart. Ek bedoel, hy beleef, dis sy roeping, dis God se plan, dis God se droom, dis my roeping, dis wat ek moet doen, en hier sê hierdie mense nee vir my. En hy besluit, as hy dan nie 'n sendeling kan wees nie, sal hy sendelinge stuur. En hy begin die kerk, the People's Church in Toronto, Canada, begin hy. En in 1920, in die tydjie daarna, is dit die kerk wat die meeste sendelinge in die sendingveld ingestuur het in die wêreld. Uit sy gemeente uit.
Jy sien broer en suster, hy kon net hy gaan as 'n sendeling en 'n een sendeling kan maar net daar waar hy is beweeg. Maar nou het hy honderde sendelinge gestuur die wêreld in. So hy het homself verhonderdvoudig. Jy sien met die teleurstelling, hy moes deel met sy teleurstelling. Hy moes deel met die hartseer van ek kan nie my droom volg nie. Ek kan nie daarby uitkom nie. Maar hy het nie gaan lê nie en dis die ding van teleurstellings. Ons moenie toelaat dat dit ons laat lê nie. Ons moet opstaan en sê Here, as dit nie die U plan is nie, wat is U plan? Wys my sodat ek daai pad kan loop. Want daarin lê oorwinning en daarin lê deurbrake. Kom dan op die plek waar jy kan doen wat God wil hê jy moet doen. So leef dan met daardie gedeelte. God kom help vir ons altyd in ons teleurstellings. Hy stuur verlossing, hy gee vrede en hy gee genesing. Nou, ek het al baie keer vir die Here goed gevra. En dit nie gekry nie. En ek is seker jy ook. Almal van ons het al gebid. Regtig in jou hart geglo. Hierdie is die ding, hierdie is dit. En dan bid jy en jy vertrou en jy glo. En dan gebeur dit nie. Dit kom net nie tot stand nie. Ek sê altyd God antwoord ons op 3 maniere. As ek vir hom iets vra, dan sê hy vir my ja, of hy sê vir my nee. En weet jy wat, ja en nee, is maklik om mee te deel. Want albei is finaal, is dit nie? Ja is ja, nee is nee. Maar weet jy, watter antwoord hou ek niks van nie. Ek is nou eerlik as ek dit sê. Wag. Wanneer hy vir my sê, wag, dan raak my batterye pap. Dan moet ek nou eers weer na hom toe gaan en sê, Here, ek is jammer, maar jy sal my 'n bietjie moet charge nou. Ek het nodig om net 'n bietjie, ek het nodig dat U na my toe kom en my kom help met hierdie teleurstelling, hierdie wagdeel. Want ons hou nie van wag nie, is dit nie? Nee, ons is lief om dinge, weet julle wat, omdat ons nie hou van wag nie, maak ons baie keer baie droog. Want ons wil nou ons eie pad loop. Ons wil ons eie ding doen. Ons wil die lemoen ryp druk en jy kan hom nie ryp druk nie. Jy kan maak net wat jy wil. Hy gaan nog steeds 'n rou of 'n groen lemoen wees. Gaan net nie werk nie. Maar dis wat ons wil doen, ons wil nie wag nie. Ons wil nie net 'n bietjie stil sit en sê, Here, ek vertrou U tydsberekening nie. Ek vertrou U, want ons is van nature tipies ongeduldig. Die Here moet nou help, nou voorsien. En daarom wil ons met geloof optree en bid en glo en dan sê hy wag. En dis nie lekker om te wag nie. Ecclesiastes 3 verse 11-12 says, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into a man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. I perceived that there is nothing better for them than to be joyful and do good as long as they live. Jy sien, ek en jy verstaan nie altyd dat die Here vir jou en my sê, wag nie. Ons verstaan dit nie, want ons wil dit nou hê. En hy sê, wag net 'n bietjie. Nie nou nie, dis nie die regte tyd nie, dis nie die regte oomblik nie. Wag 'n bietjie, en nou moet ons wag. Jy sien, en is in daai wag wat ek nodig het, dat Jesus by my kom staan en my kom help. Eindelik moet hy my nie net kom help nie, hy moet my keer dat ek nie my eie planne nou maak nie. En dan beweeg ek buitekant sy wil, en as ek buitekant sy wil beweeg, gaan ek altyd die prys betaal. Ek voel ek moet dit miskien dalk vir iemand sê vanoggend hier. Nee, jy beweeg buitekant God se wil. En dit voel vir jou, man, jy is besig om die ding te doen, jy kry dit reg.
Maar omdat jy buitekant God se wil beweeg, is jy nie onder sy perfekte guns en seën nie. En sal jy nooit beleef wat God regtig in store het vir jou nie. So kom terug na sy wil toe. Kom terug na dit wat hy vir jou sê, en as jy moet wag. Hou op om jou eie plan te volg, jou eie koppie te volg en jou eie ding te doen. Moenie dat Satan teleurstelling gebruik om jou te verslaan nie. Moenie dat hy dit gebruik om jou te vernietig nie. 1 Petrus 5 vers 7 tot 9 sê hy, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees waaksaam, want julle teenstander, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teenstaan, staan vastig in die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Broer en suster, wanneer is ek en jy die mees kwesbaarste vir die vyand se inspraak in ons lewens? Wanneer ons teleurgesteld is, wanneer ons swak is, wanneer ons pyn beleef, wanneer ons seer het, wanneer ons voel dinge werk nie lekker uit nie. Dis wanneer die vyand sy leuns in jou en my lewe kan insit. Dis wanneer hy die goed kan fluister in ons oortjies, en al wat hy wil hê is, jy moet net so 'n bietjie van God se plan af weg beweeg. Net so bietjie. Sal. Want net so 'n bietjie gaan later aan nog so 'n bietjie raak. En nog so 'n bietjie. En nog so 'n bietjie, en as jy jou weer kon kry, as jy heeltemal in die teenoorgestelde rigting op pad as God se wil vir jou lewe. Moenie dat die vyand teleurstelling gebruik om jou onder te kry nie. Ek gaan nou nie daai naam probeer uitspreek nie, maar daai ene wat daar onder sy naam daar staan het gesê, disappointment and defeat and despair are God's tools, or tools God uses to show us the way. Don't let disappointment and defeat and despair be used by the enemy. Moenie dat die vyand jou van God se pad af wegkry deur dieselfde goed as wat God jou wil leiding gee en hulp gee en bystand gee nie. Vertrou die Here. Staan teen die vyand. Moenie sy leuns glo nie. Hou vas aan die waarheid van sy woord. God kan ons teleurstellings gebruik en hy doen dit om ander mense se seer en hartseer aan te spreek en om ander mense te help. Hy gebruik ons pyn. Hy gebruik jou seer, jou goed wat jou die goed wat jou teleurgestel het, kan iemand anders leer, kan iemand anders help. Ek en jy moet net bereid wees om dit in die regte lig te sien, in God se lig, en dan daarmee te beweeg en 'n verskil te maak in iemand se lewens. Gebruik dit wat jou teleurstel om 'n verskil te maak. 2 Corinthians 1 verse 3-4 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Wanneer ek en jy met ons teleurstelling na Vader toe gaan, en ons gaan sit by sy voete, en ons ontvang genesing, en ons ontvang rigting en leiding, en ons ontvang vrede in ons harte. Hy kom gee lewe, en hy verander daai teleurstelling in hoop vir 'n beter iets, vir iets groters, iets mooiers, iets meer wonderlik. Want dis wat hy in store het vir jou. Wanneer hy dit vir jou doen, daar is honderde mense om jou wat met teleurstellings en hartseer en pyn loop. En jy is eintlik die persoon wat nou vir iemand kan sê, weet jy wat, ek was daar waar jy nou is. Maar ek het gaan sit by sy voete en hy het my kom help. Ek het gaan luister nou en hy het my kom bystaan. Ek het my hart oopgemaak en hy het vir my kom vrede gee. Ek het na hom geluister.
So ek en jy is op die plek waar ons die troos wat ons van hom ontvang ook vir ander kan gee wat in dieselfde situasie is as ons. Ek het net gevra, wie van julle het al teleurstellings beleef in hierdie jaar? Ek sal nie vra wie van julle het al oor dit gekom nie. Gaan ons teleurstellings beleef in die jaar wat kom? Ja. Maar onthou dan wat ek nou vanoggend vir jou gesê het. Gaan sit by Vader se voete. Gaan praat met hom oor hierdie ding wat in jou hart is. Ek het in my eie lewe die beste inspraak in my eie lewe, in my eie gees, het ek beleef by tye wanneer ek by sy voete gaan sit het, wanneer ek regtig teleurgesteld was oor die lewe. Oor die goed wat my pad langs gekom het. En ek met hom gaan sit en praat. Dis daai plek wat genesing bring. En onthou dit, gaan sit by sy voete en praat met hom en laat toe dat hy jou genees. Laat toe dat hy in jou lewe inspreek. Gee dit vir hom en moenie die vyand. Moenie laat die vyand jou op 'n dwaalspoor vat hiermee nie. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Vader, dankie vir u woord. Here, dankie dat ons vanoggend kan bely. Maak nie saak wat 'n teleurstelling ons getref het of voor ons kom staan het nie. Dis nie die einde nie. In u is daar altyd 'n weg. Here, as ons gekies het om ons eie pad te volg, help ons om terug te keer na u pad toe. Help ons om weer in gehoorsaamheid te doen wat u wil hê ons moet doen. Terwyl jy jou oë gesluit het, ek wil graag vir jou 'n uitnodiging rig. Miskien sit jy vanoggend hier en jy worstel rarig in jou hart met 'n seer en 'n pyn oor teleurstelling. En maak nie saak wat dit is of hoe dit lyk nie. Ons wil dit volgende net vir die Vader gee. Net vir Jesus gee. Net sê, Here, ons het genesing nodig. Kom raak ons net aan asseblief. Ek wil graag saam met jou bid. Ek wil vir die Here vra om net vir jou aan te raak. En as jy vanoggend net na hom toe wil kom en sê, hier is dit. Ek kom gee my teleurstelling vir u, Here. Ek vertrou u om my te help. Miskien het jy nodig om sy stem te hoor oor 'n nuwe pad wat jy moet loop of 'n ander ding wat jy moet doen. Vertrou hom daarvoor. Ek wil graag saam met jou bid. As jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete. Nou wat jy doen is jy sê net, Here, ek bring dit vir u. Hier is my teleurstelling. Hier is my hartseer, hier is my pyn. Hier is die ding wat my de mekaar maak. Ek kom gee dit vir u, Vader. Ek vertrou u daarmee. Ek vertrou u om my te kom help vandag. Dis 'n eenvoudige uitnodiging. Ek gaan dit nie uittrek nie. Jy hoor wat ek sê. As jy moet staan op jou voete. Vertrou die Here om vir jou die uitkoms te bring. Gaan nou nie oor mense om jou nie. Dis jy en koning. Die koning wat met jou praat in jou hart. Vertrou hom. Vertrou hom volgens. Vader, u sien elkeen van hierdie mense wat hier voor u staan. U ken hulle wese, u ken hulle hart. U weet wat is in hulle hart aan die gang. U weet watter teleurstellings en die effek daarvan is hulle besig om mee te deel op hierdie oomblik. Goed wat nie lekker is nie, Here. Maar ons kom gee dit vir u vanoggend. En ons kom sit dit voor u voete neer. Ons vertrou u, Here, vir genesing. Ons vertrou u vir vrede. Ons vertrou u vir uitkoms. Here, as daar mense is wat moet hoor dat u met hulle praat oor die pad wat hulle loop, laat hulle hoor in Jesus naam. Wys vir hulle die nuwe pad. Wys vir hulle wat u gaan doen om uitkoms te bring. Here, bring daar die vrede wat alle verstand te bowe gaan en dring dit in elke hart in met u liefde en u genade. En dankie dat u genesing bring en vrede bring en kalmte bring om te weet dat God is in beheer. En u gaan ons nie in die steek laat nie. En ons sit ons vertroue en ons hoop in u, Here. Vir alles wat vir ons voorlê, ons sit ons hoop in u, ons hou vas aan u, want u is die Here ons God. En ons dankie dat ons dit kan doen in Jesus se wonderlike en lieflike naam bid ons dit. Amen.